Johannes 12 vers 35 tot 36. Toe sê Jesus vir hulle, nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Dit het Jesus gesê en daarna van hulle af weggegaan en hom skuil gehou. As jy geblinddoek deur die lewe loop, as jy jou oë toebind sodat jy niks kan sien nie, dan weet jy nie waar jy is nie, jy weet nie waarin jou pad is nie en jy weet nie waar jy gaan uitkom nie. En dit is, sê Jesus vir ons, hoe ons as mense is as gevolg van sonde. Ons lewe in die duisternis, ons is in die duisternis en ons kan niks sien nie. Maar dit is nie hoe God wil hê ons lewe moet wees nie. Daarom stuur hy sy seun Jesus Christus as die lig vir die wêreld. En daarom sê Jesus vir ons hier in Johannes 12 vers 35, lewe in die lig. Want sien, elke mens het nou die keuse. Nou dat God sy seun as lig na die wêreld gestuur het, het ons die keuse. Ons kan of in die lig lewe, of ons kan in die duisternis bly leef. En as 'n mens verder lees, die vers het ek nou nie gelees nie, maar in Johannes 12, dan sien ons dat van die mense gekies het om ten spyte daarvan dat God die lig na die wêreld toe gestuur het in Christus Jesus, het hulle gekies om in die duisternis te bly lewe, want hulle dade was sleg en hulle wou nie hê dat die lig daarop moet skyn nie. Ten spyte daarvan dat hulle gesien het watter wonderwerke Jesus doen, alles gehoor het wat hy gesê het hulle verkies om nie in hom te glo nie, om hulle rug op die lig te draai en voort te gaan in die duisternis. Maar daar was ook ander mense, sê Johannes vir ons hier in Johannes 12, wat wel in Jesus Christus geglo het, selfs lede van die Joodse raad. En nou sê Johannes nie spesifiek vir ons of het Josef van Arimatea en Nikodemus was nie, maar hy sê daar was lede van die Joodse raad wat in Jesus Christus geglo het. Daar het hy vir hulle gesê, julle moet in die lig lewe. Maar hulle het dit in die geheim gedoen, want hulle was bang dat die fariseërs hulle uit die sinagoge sou ban. En daarom het hulle in die lig gelewe wanneer dit hulle pas, wanneer niemand anders geweet het nie, want hulle het verkies om liewer deur mense geëer te word, sê vers 43 van Johannes 12 vir ons, as om deur God geëer te word. En so baie mense doen dit vandag nog. Hulle volg Jesus, hulle wil Christene wees wanneer dit hulle pas, maar op hulle terme. Hulle wil nie hulle lewe volkome aan die Here gee nie. Nee, hulle wil net wanneer dit vir hulle nie iets kos nie, dan wil hulle die Here dien. Maar dan is daar ook die wat gesien het, die Here Jesus Christus is die lig vir die wêreld, en gesê het, ek wil nie langer in die duisternis leef nie, ek wil nou in die lig lewe, en gesê het, Here, hier is my hele lewe, skyn u lig op my, wys u vir my die pad aan, en dit is wat ons moet doen. Kom ons gee ons lewe volkome vir die Here, kom ons kies om in die lig te lewe, die lig wat Jesus Christus is. Here, baie dankie dat u as die lig na die wêreld toe gekom het, sodat ek nie langer in duisternis hoef te bly nie. En daarom kom gee ek nou my lewe, daarom kom vra ek nou vir u, skyn u lig op my, skyn u lig deur my, sodat ek weet waarin ek op pad is, sodat ek kan weet, verseker kan weet, ek is 'n kind van die lewende God, ek het die ewige lewe. Hier is my lewe, lei u my, vandag, môre, elke dag van my lewe. Aan u kom toe die lof, die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.